Nou almal, die afgelope ruk voel ek 'n baie sterk oortuiging dat alhoewel die hele wêreld gefokus is en daar baie diep leringe is oor die eindtyd, dat ek toch raak sien of raak lees in die Bybel, en ek wil spesifiek volg, kyk, ouens soos Esegiel en Sagaria en Jesaja en Daniel, Jeremia, praat almal van die eindtye op een of ander stadium en op een of ander fase. Toe dink ek maar, alright, al daai woorde sal nie vernietig word nie, of hulle kan nie weggedoen word nie, want hulle is opgeteken of geskryf. So, laat my benadering dan nou wees eerder om te sê, wat sê Jesus? Is hy die een wie ons volg? Ons volg nie hierdie ander stories nie, en dis nie lering of 'n leerstelligheid wat ons besig is mee nie. Ons volg Jesus Christus, en as ons hom volg, kyk ons wat hy gedoen het, kyk ons wat hy gesê het, ons steur onsself daarin, en ons volg en bestudeer dit. So dit gaan die benadering, dit gaan die benadering wees vanmôre, of vandag. In die Nuwe Testament is daar veral die 3 boeke, Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21, die 3 boeke waar die tye deur Jesus beskryf word. So ons het nodig om daar te gaan kyk en daaruit te leer. Openbaring. En ja, Openbaring is 'n bietjie, dis 'n boek met baie meer diepte wat 'n mens meer tyd aan moet bestee. So Ekskuus tog, ek is so jammer. So wat ons moet doen hier, dink ek, is ek gaan Matteus 24, die Matteus 24 en Lukas 21 is die gedeeltes wat die grootste detail behandel word oor dit, maar die Bybel, of die 53 Afrikaanse vertaling wat ek het, of die 33 ene, verdeel dit in sekere elemente, soos die profetiese rede is die opskrif, en dan praat dit van die begin van die smarte. Nou, ons gaan lees wat het Matteus opgeteken omtrent dit, en ons gaan lees wat het Lukas opgeteken oor die self van die laaste dae. Okay. So ek gaan Maas ook hierso. Sy sal Matteus gedeelte lees, en ek sal Lukas gedeelte lees. En die idee hier is wat Jesus gespreek het, te hoor. Ja, en die ooreenkomste tussen die twee. Hoe die twee min of meer dieselfde, ja. Ja, want die Bybel sê uit die mond van 2 getuies sal elke woord vas staan. Okay. So maar ek sal jy weg spring met Matteus in. Ja, is Matteus 24, die profetiese rede, die begin van smarte. Dan verwys dit ook daarna, soos jy gesê het, Markus 13 en Lukas 21, van vers 5 tot 36. En Jesus het uitgegaan en van die tempel weg vertrek, en sy disippels het hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word nie, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
Jy moet maar vir my stop as jy iets wil sê. Nee, gaan Die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Dis belangrike, hier is 'n hele klompie baie belangrike dinge wat hier gebeur. In die eerste plek praat Jesus oor die toestande en die omstandighede wat gaan heers. En hy sê, wat is die tekens? Hulle vra vir Jesus 2 vrae. Wat is die teken van die koms? En wanneer? Right. So, die verwagting is dat vanuit Matteus 24, Lukas 21, Markus 13, sal Jesus daai 2 vrae behandel en uitlig vir hulle. Nou ek lees die ooreenstemmende gedeelte in Lukas 21, en spesifiek van vers 5 af, want dis die ooreenstemmende gedeelte en dit is ook die begin van die smarte. En toe sommige, vers 5, en toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versier is, sê hy, hierdie dinge wat julle sien, daar sal dae kom, wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra ons die meester, wanneer sal dit dan wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? Hoor duidelik, die wanneer en die teken. Okay. En hy antwoord, hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. My naam kom en sê, dis ek. En die tyd is naby. Gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Kyk mooi hierso, in vers 9 praat dit van oor. In ander woorde, dit is van persoon tot persoon oorvertel, of in een persoon tot 'n groep persone, maar dit is nie sien, fisies nie, so hulle hoor dit nie. Okay. Moenie verskrik word hier van die dinge moet eers plaasvind, maar Jesus sê, dis nie dadelik die einde nie. Nou, hier Jesus sê, dis nie dadelik die einde nie. Nou, hier wil dit vir my voorkom, as ek na hierdie skrifgedeelte kyk, dat hy verdeel sy profetiese rede in 2 gedeeltes. Want dit praat hier so, die een nasie sal teen die ander, so hierdie teken sal van die hemel kom, Hy sê, dis nie dadelik die einde, wanneer hulle probeer om julle te mislei in die tempel afgebreek is, en die oorloë en die gerugte van dit, want jy hoor dit nog steeds, alles is gehoor. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Nou hier moet 'n mens eintlik 'n potlood vat of 'n pen vat en sê, dis nommer 1. Tweede ene is die koninkryk teen die ander en maak 'n verskil of 'n onderskeid tussen koninkryk en nasie. Met 'n nasie, nie almal is noodwendig koninkryke nie. En dan sê in die tweede plek, daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees. Derde ding sê, daar sal hongersnode wees. Die vierde ding, en dan sê, daar se verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar nou praat hy weer, maar voor al hierdie dinge, sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges. Nou, sinagoges is kerke, dit was die Joodse kerk gewees van daai, die gesag en die autoriteit wat hulle gehad het in die tyd van Jesus nie. Okay. En gevangenes, hulle vat julle in die sinagoges, gooi in die gevangenis, julle sal voor konings
en goewerneurs gebring word ter wille van my naam, en uitloop op 'n getuienis. Hy sê, neem julle dan, weer eens, Jesus vertel, dit is 'n toekomstige gebeurtenis, neem julle dan in julle harte voor, om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal in julle woorde en wysheid gee, wat al die teestanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Maar hy sê, julle sal oorgelewer word, ook deur julle ouers, en broers, en bloedverwante, en vriende, en hulle sal van julle doodmaak, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam, sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle julle lewe in besit kry. Ek het nou terwyl jy dit lees, het ek Markus 13 deurgegaan. En dis presies 'n Amper woordeliks. bevestiging, ja, Ja. van dit. Right. Ek dink die belangrik, wat ek wil hê julle, wat ek wil hê die mense moet verstaan is die volgende. Die eerste ene, onthou, hierdie disippels van Jesus is ook ouens wat die Judaïsme of die Sionisme of wat hulle naam hulle label hulle ook al daarin wil koppel, beoefen het. So hulle tempel toe gegaan en die tempel was vir hulle die plek waar die heiligheid van God te kry is deur bemiddeling van die priesters en God te kry is deur bemiddeling van die priesters en al daai tipe van dinge. En nou kom Jesus en hy sê vir hulle, wat ek wil sê is dat hulle fokus is, met ander woorde, nog op die materialistiese voorkoms, die manier van die ontwerp, die bekleding en die rituele en dinge wat plaasvind binne in die tempel. Okay. Hulle fokus is in dit terwyl hulle in die teenwoordigheid van Jesus Christus, die koning van die konings, in die teenwoordigheid van Jesus Christus, die koning van die konings, en Here van die leerskare, nog nie openbaar verklaar as dit op daai stadium nie, maar hulle saam met hom. Hulle stap met hom, hulle weet dis hy al. Okay. En hulle fokus is nog, hy sê, ek sê vir julle ouens, hier gaan nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek gaan word nie. Nou ons weet dat die tempel was destyds, of histories sê dit was bekleed in die binnekant met goudplate, allerlei tipe van goed. So jy kan verstaan hoekom die een klip van die goudplate, allerlei tipe van goed. So jy kan verstaan hoekom die een klip van die ander een afgehaal is, want hulle wou die goud in die hande kry, wat tussen die klippe ingesyfer het. Okay. Maar en ons moet gaan kyk, ek het 'n videoetjie gemaak, daarin word die oorwinning, die stappe wat Jesus gevolg het om koning van die koning te word, wettiglik, volgens aardse gebruike, aardse dinge word daarin uitgestip. En hierso sê hy nou, by implikasie sê ek gaan nie julle, of die godsdienst wat julle aanhang op hierdie stadium, gaan ek tot stilstand roep. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan die tempel laat afbreek, of ek gaan toelaat dat die tempel afgebreek word. En dan nie een klip op die ander. Dat dan nie een klip op die ander sal staan nie, sodat jy, dis hierso waar, dis wat ons identifiseer as die uitverkorenes nie. Ja, Jesus wou hulle fokus verskuif het na wat regtig saak maak. Korrek, ja. Van dit wat aards is, na dit wat regtig saak maak, wat ek dink is Dr. Laurie Ellison, Allison wat sê, ek dink is Dr. Laurie Ellison, Allison wat sê, wat is critical, daai critical salvation critical, ja. So, 'n mens jou oë is op aardse dinge, is waar jou redding vandaan kom. Dis jou ewige bestemming, nie die aardse ding nie. Maar die belangrike ding hier om te verstaan, vir my is dit,
Jesus baie duidelik is dat die tempel vernietig gaan word. Dit beteken onder andere die volgende dan. As die tempel vernietig word, dan beteken dit dat die priesterlike rituele en goeders moet tot stilstand kom. Ja. Want dis die enigste plek waar dit wettiglik as 'n instelling vir die volk Israel daar gestel is. Die ander ding, ek wil net mooi kyk, ek wil nie ding weghardloop nie. Jesus sê hierdie ouens gaan julle verraai. Julle gaan mekaar verraai. En julle sal teen mekaar gedraai word en al daai tipe van dinge. Ja, so julle samehorigheid en eensgesindheid in julle enkelvoudige amper fokus op die godsdienst gaan verbreek word. Kyk, want die ouens gaan nou daar gaan soveel verskillende goeders en verwarring inkom en dit ook. Nou hierdie belangrike ding hierso is dat hierdie gedeeltes Jesus voorspel dit, want dit is spesifiek so vooruit gesien dat die priesterskap en onthou dat die Joodse beoefening van die godsdienst binne in die tempel in Jerusalem deur God ingestel was, by wyse van dit wat hy vir Moses gesê het. Onthou God die tempel betrek het en dat die allerheiligste die plek was waar God gewoon het. Okay. Toe Jesus dan nou sterf, toe skeur hy gordyn van bo na onder. Wat beteken die skeiding tussen God en mens is, die heiligheid het onttrek. Ja, en die heiligheid van God onttrek uit die tempel, so die tempel is eintlik 'n waardelose hoopklip, ja. Alright, so dit beteken dat hier moet 'n pause kom in net hier is wat hierdie Christus as hulle saligmaker kan aanvaar. En want hulle is profeties, is hulle nog steeds besig, alhoewel hulle Jesaja 53 wat presies van Jesus Christus gepraat het en hom omskryf het in die grootste besonderhede. Hulle dit deur hulle priesterskap of hulle priesters en hulle regsgeleerdes en wetsgeleerdes verbied is om dit te lees. Ja. Sodat hulle nie kon kom tot die punt waar hulle die waarheid kon herken en Jesus kon herken en hom aanhang nie. Right. So nou ekskuus tog gaan kom die priesterskap en daai hele rituele storie in 70 na Christus toe die Romeine kom en die tempel afbreek, goud uitdra. Ja. Toe het die heerlikheid van God klaar onttrek. Want dit het gebeur op Golgotha toe Jesus sterwe, die Bybel sê, toe skeur die voorhangsel van bo na onder toe. Okay, so die heerlikheid van die Here is nie meer in die tempel nie. En ek het gelees en gehoor, iemand het geleer ook van dat toe al het hierdie een Romeinse leier gegaan en sy beeld in die allerheiligste gaan sit in die tempel. Onthou jy daai stuk? En ek is nou nie, dit gaan kom met die anti-kris op. Met die anti-kris, so hierso is as jy hierdie gedeelte lees, dan moet 'n mens verstaan hierso is 'n profesie wat van toepassing gaan wees op twee gebeurtenisse. Die een is histories vir ons, 2000 nisse. Die een is histories vir ons, 2000 jaar later, histories klaar plaasgevind, maar daar's elemente van dit wat Jesus profeteer hier, wat weer gaan gebeur. Okay. En ek wil vir my verstout, gedeeltes wat weer gaan gebeur, is die soortgelyke gesindhede wat tussen die mense en omstandighede wat tussen die mense en op aarde gaan wees. Right. Okay. Kom ons gaan in na die volgende gedeelte toe maar.
Wat een is dit? Die volgende een praat van vers 15 af. Ja, ek wil net sê dat Jo, Jesus sê dat as hierdie goed gebeur, kyk op. Moenie verstrooid wees of ja, moenie dat star hierdie goed, wees nie. ja, moenie dat hierdie goed julle Ja. vang en dink die einde is hierso al die. Ja. Okay, maar hy sê ook hierso. Hey. Hy sê moenie hierdie ouens volg wat sê dis nou nie. Ja. En dis spesifiek op die Hebreërs of die Jode, sy disippels by hom is gefokus. So dis daardie is die gedeelte wat van die profesie wat van toepassing is op die Jode. Ja. En hy sê moenie agter die ouens aanhardloop as hulle sê hier kom 'n tyd nie. Nou moet ons as die laaste dae se geslagte van citizens van of bevolking van die koninkryk van God wees, moet versigtig wees om hierdie onderskeid te maak en dit te onthou. Die Heilige Gees vra vir onderskeidingsvermoë. Nou wat vir my is, deur dit alles sê Jesus nog hierso in Lukas 21 vers 19. Eintlik vers 17 sê hy, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Ja. En dan die belofte. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle jou lewe in besit kry. Dit is so pragtig. Hy beskerm die wat na aan sy hart is, wie hom na aan hulle hart het. Presies. Geen haar van jou hoof sal afgaan, want hy sal vir ons sorg, hy sal ons beskerm. So ek het nog hoop. Ja, jy het nog hare, is net ja, ek het so 'n bietjie, hulle is 'n kroon nou van, ek weet nie wat jy, van wysheid seker? Ja. Alright. Volgende gedeelte praat van die profetiese rede aan die groot verdrukking. Nou hierso maar ons moet net hierso stop gou en hierdie ding uitlig op, want hier staan Jesus praat hy van hulle verharding tot die einde toe sal hulle gered word. Maar nou is die aanhef daai eerste vers van die volgende gedeelte, die groot verdrukking. Lees hom net bietjie. Ekskuus tog. Okay, dis in Matteus 24 vers 15. Ja. Wanneer julle dan gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dit is 'n waarskuwing wat Jesus hier uitgee, wie moet oplet is, na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit die huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op 'n Sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie. En ook nooit sal wees nie. En vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christene en valse profete opstaan. Hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvol saamkom. Ek gaan nou net lees tot daar, want dis nou die volgende. Ja, dis 'n gedeelte. Kom ons kyk wat sê Lukas 21 vanaf vers 20.
Hy sê, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien. Hy sê, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien. Nou, hier is die gedeelte, onthou ek het gesê, hier is 2 gebeurtenisse wat deur dieselfde profesie omvat word, okay? Ja. Dan moet julle weet, dat sy verwoesting naby is. Hier is na die berge vlug. Dan, wanneer jy die Jerusalem omsingel sien door die leers. En wanneer jy dan nou hierdie teken van hierdie leers wat versameld is om Jerusalem eien, as hierdie woord wat ek vir julle spreek, eien, as hierdie woord wat ek vir julle spreek, dat Jerusalem gaan nou vernietig word. Vlug dan. Wat in die buitewyke is, moet jy inkom nie, want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word. Maar wie die vrou wat swanger is, want daar sal 'n groot nood in die land wees, en toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val, en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies. En Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Nou, is so baie net in hierdie gedeelte opgesluit, maar Ja. dit wat die gruwel, of die teken, die gruwel van verwoesting wat in die heiligdom gestaan het gekom, okay? Daar onttrek die heerlikheid van die Here, het onttrek uit die tempel uit. Maar hier gaan, so die tempel word afgebreek in hierdie proses, maar hier is 'n oorblyfsel van Israeliete wat weg moet vlug, hulle moet sorg dat hulle uit die stad uitkom. En wie is die ouens wat dit gaan doen? Dis die mense wat dit kom. En wie is die ouens wat dit gaan doen? Dis die mense wat die teken geëien het, wat geweet het, hier kom die dinge nou. Right. Ja, hulle het ag gegee op die woord. Presies. Hulle het nie blindelings in 'n ding ingegaan nie. Ja. Hierso is dit sal daarvan wraak wees, sodat alles vervul kan word wat geskrywe is. In vers 23 staan daar, maar wie die vrou wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae. Ja. En hoekom sal hy verwys na daardie dae? Nie nou. Omdat daar hierdie element omdat daar hierdie element van die toekoms ook opgesluit is in hierdie woord. Okay. En ons weet wat gebeur wanneer die wegraping plaasvind. Hulle wat geestelik onskuldig is, dis babas, jong kinders, gaan hulle babas verloor. Ja, ja. Hulle sal weggaan in die wegraping. Ja. En wat oorbly is 'n geween en 'n geknars van ek nie kan net dink die verskrikking as 'n moeder. Wat 'n verskrikking gaan daar in daai tye wees as die wegraping plaasvind. Okay. Dis hoekom dit sê hierso, wie die vrou wat swanger is, en die wat nog soog in daai dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn wees oor hierdie volk. So die babas wat ons sien dit nou. Ja. Hier met hierdie Hamas se inval binne in Israel in. Ja. Hoe hulle babas moet vat en binne in die oond sit en hulle kook terwyl hulle lewe. Ja. Ek meen, laat die ma kyk en daarna skiet hulle hulle die ma. kyk, dan verkrag hulle die ma skieter. Dis erg. Wat 'n skieter? Dis erg. Wat 'n onmenslike dirasies is hierdie wat hier tussen die mense op aarde rondwandel. Okay. En dit is toorn oor die volk. Okay. Kom ons gaan nou lees hierdie volgende ene, die koms van die seun van die mens, dink ek is hierdie een. Ja, is net 'n paar versies daarso, ja. En daar sal tekens wees aan die son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die hemele sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Dit is 'n kragtige ding daarin, want dit gaan nie net waar Jesus kom met 'n wolkie en
sê hier is ek, dit gaan groot tekens uit die hemel uitkom. Terwyl die engelkinders op die wolkies sit te speel Ja. op hulle harpe, dit is moeilikheid hierdie. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet hulle van self, as julle dit sien, dat die somer naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Okay, so is 'n baie belangrike gedeelte is hierso. As ons kyk, sal teken wees aan son en maan en sterre. En op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. Wanneer daar see en branders dreun, is daar ooit is daar 'n tyd wat opgeteken is in die geskiedenis waarvan ons bewus is, behalwe vir Tsunamies. ons sien nou tsunamies wat die gevolg is van aardbewings. Ons sien nou dat die see stukke van paaie wat vir 100 jaar daar lê, wegvat en dit spoel, eenvoudig uithaal. Skepe vat en dit op die land neersit. En hierso sê Jesus, hy sê die ouens gaan radeloos wees, hulle gaan benoud wees. Ja, Want en mense se harte sal beswyk ja. van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. En hierso is 'n sleutel om te sien. Jesus praat nie, hy sê hierdie dinge kom nie net oor Jerusalem nie, hierdie dinge kom nie net oor Israel nie, hierdie dinge kom oor die wêreld, want nou spreek Jesus die wêreld aan. Dis nie meer Israel gefokus nie, dis nou wêreld gefokus. Okay, fokus. Okay. Hy sê want die kragte van die hemele sal geskud word. Nou hierso is dinge wat moet gebeur nog en ek het 'n vermoede dat NASA en die James Webb teleskoop en Europese Aeronautical Agency of wat ook al, dat hierdie mense lees en het hierdie skrifgie opgetel. Dis hoekom hulle kyk. Angstig kyk, waar is dit? Waar kom dit vandaan? Waarna soek hulle? Hulle soek na die eerste lig. Kom maar, dis wat hulle vir ons sê. Hulle soek, waar's God? Ja. Waar's Christus? Ek weet nie of Wat hulle eers gaan bewus gebeur? Gaan ek is van nie, gereed wees as dit gebeur, ja. Korrek. Ja. Hulle weet van die tekens en dinge wat gaan kom. Ja. Ek wil, miskien moet ons net tot hier toe gaan ek vat, dan pose ek hierdie dingetjie en ons breek hierdie ding in twee op, want dit raak bietjie lywig. Ja. Ek wil net gou sê, 'n mens moet dink, wie van ons was nog nie in erge donderweer dat dit jou bang maak nie. Nou dit is nie eers 'n skraps of mens kan maar sê ryskorreltjie of 'n sandkorreltjie van dit wat gaan gebeur. Wat Jesus hierso beskryf. Ja. Die kragte van die hemele sal geskud word. Ek sê dis soos en die geluid wat hy maak wanneer hy aansteek, dan is dit mos of 'n klein fosfoorontploffingkie kom en dan brand die vuurtjie. Maar hier, dis kragte. Dit is triljoene kere kragtig.